Nou ja, liewe broer en suster vriende, baie welkom weer by nog 'n geleentheid om bietjie saam te kuier om die woord. Ek hoop hierdie geleenthede is vir u net so 'n groot voorreg en 'n groot opgewondenheid soos wat dit vir my is om dit met u te deel, omdat ek soveel uit die woord leer en soveel wonderlikhede ontvang en beleef wanneer 'n mens met die Bybel besig is en daarop uit is. En ek wil hiermee nie iets sê wat verhewe klink nie, maar as mens regtig die woord van die Here soek, en ek soek dit werklik in my hart, omdat dit nie my woord is nie, omdat dit die woord van God is dit my begeerte om dit wat God sê te bestudeer en dit my eie te maak, voordat ek dit met u deel. Ek wil vandag so 'n bietjie met jou gesels oor 'n baie interessante tema, wat my aan die dink gesit het, en toe ek nou daar begin lees, die Here wonderlik dit dan ook oopgebreek het, 'n baie bekende gedeelte in Matteus. Die tema dan wat ek hieraan geheg het is van honde na mede-erfgename. En dan die vraag is, wat het verander dat iemand of iets 'n hond genoem word in die Bybel en later bestempel word as 'n mede-erfgenaam? Nou in die tyd waarmee ek nou al 'n tydjie die woord van die Here bestudeer oor die regsny, 2 Timoteus 2 vers 15 se die woord van die waarheid regsny, breek die Here soveel van sy woord oop en maak hy dit soveel makliker om te verstaan. En iemand het geskryf en gesê, deur die woord van die waarheid so te bestudeer, dat dit reg verdeel word of reg gesny word, sal jy moet sommige voorheen gekoesterde oortuigings moet afleer. En is dit nie 'n waarheid nie? Daar is soveel dinge wat ons oor die jare geleer het en nie noodwendig verkeerd nie, maar as jy werklik die woord van die Here in sy konteks kyk en jy die woord van die waarheid regsny, probeer regsny deur die instaatstelling van die Heilige Gees, daar baie kwelvrae wat in die verlede in my hart gekoester was en wat my nie net gekoester was nie, maar dinge wat in my hart gekoester het, maar ook dinge wat my bekommerd gemaak het oor hoe daar sommer uitsprake oor sekere dinge kon gemaak het wat logies nie sin maak nie. Ek geleer het dat daar baie dinge is wat ek as die status quo moes aanvaar het, nou moes in heroorweging neem, om seker te maak dat ek my nie skuldig maak en die woord van die waarheid nie regsny nie. Verskoon, ek wil jou nooi om 'n gedeelte saam met my te lees in Matteus hoofstuk 15. Dit gaan oor die Kanaanitiese vrou wat 'n wonderwerk van Jesus gevra het, 'n heidense vrou. En ek lees dan in vers 22, en 'n Kanaanitiese vrou het van daardie gebied gekom en na hom, dus Jesus, geroep en gesê, wees by my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete. Maar toe hy haar nie 'n woord antwoord nie, kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, hoor nou, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Jesus sê, ek is nie hier vir heidene nie. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.
En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels, van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Jesus sê ek het gekom vir die skape, vir die huis van Israel, en ek kan nie dit wat vir Israel is vir die hondjies, vir die heidene gee nie. En hierdie vrou maak 'n geweldige geloofsuitspraak toe sy sê, maar as die kinders dan geëet het, dan val daar krummels van die tafel af en die hondjies kan dan die krummels eet en dis dan aanvaarbaar. Waarom dan kan ek as heide nie ook van die krummels van Israel eet nie? En ons 'n bietjie meer hieroor praat, maar ek wil net ook in die Nuwe Testament verder 2 teksverse met jou lees. Romeine 11 vers 25, waar die apostel Paulus 'n baie belangrike verborgenheid of 'n misterie in die Nuwe Testament bekend maak. Hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbod met hulle as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, die heidene is vyande ter wille van die Jode, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou gehoorsaam geword, deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit, om vir almal barmhartig te kan wees. So Paulus sê dat die heidene nou die genade, die krummels kan ontvang, omdat Israel ongehoorsaam was. Maar dit beteken nie dat Israel nou verlore is nie, want God gaan Israel terugkeer. En hy sê vers 7, dis die verbond wat ek nou met julle sluit, as ek julle sonde sal wegneem. So hulle het vyande geword, Israel, sodat die heidene deel kan hê aan die genade. Maar kom 'n tyd, sê Paulus, dat dit gaan omgedraai word, dat dit God weer gaan terugkeer en met die heidene, met die Jode gaan deel, en dat die heidene weer dan hulle tyd van genade verby sal gaan. Efesiërs 3 vers 5 lees ek, want wat aan ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die Gees, naamlik, dat die heidene mede-erfname is, en medelede van die liggaam, en mededeelgenote aan sy beloftes in Christus, deur die evangelie waarvan ek 'n dienaar geword het. So die honde, wat die heidene was, word nou volgens Paulus se verborgenheid mede-erfgename. Kolossense 3 vers 9 sê, omdat julle die ouë mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie meer Griek en Jood,
besnede, onbesnede nie, maar Christus is alles en in almal. So vir die tyd en die bediening van genade, word daar nou nie meer onderskei tussen die hondjies en Israel. Die Jood en die Griek kan almal nou in Christus die beloftes van God se volheid en sy genade beleef. En dis waar ek dan vanaand so bietjie met jou wil deel met Matteus 15 as die agtergrond. Van honde na mede-erfgename is die vraag, wat het tussen hierdie twee verander? In Matteus 15 verwys Jesus na die heidene as honde of hondjies. Maar in Efesiërs 3 verklaar Paulus dat die hondjies, die heidene nou mede-erfgename met Israel is. Nou is die vraag, wat het tussen hierdie twee gedeeltes gebeur? En waarom is dit so 'n keerpunt en so belangrik vir ons dat ons dit vanaand dan moet hanteer? In die eerste plek sien ons dat die evangelie van die koninkryk teenoor die evangelie van genade van God in die Bybel opgetrek is. Met ander woorde, twee verskillende aanbiedings. Nou, ons het al 'n paar keer daarby stilgestaan. Die evangelie van die koninkryk vir die Jode versus die evangelie van genade aan die heidene. Om hierdie dramatiese verskywing te verstaan, moet ons erken dat Jesus in Matteus 15 steeds binne die raamwerk van die evangelie van die koninkryk of die koninkryk van die hemele geopereer het. Sy sending destyds was na Israel, en hy sê self die verlore skape van die huis van Israel. Toe hierdie heidense vrou om genesing vir haar dogter gevra het Jesus aanvanklik vir haar gevra en haar dogter, wat sy vir haar dogter gevra het, Jesus aanvanklik haar geantwoord en vir haar die sending aksie of die sending roeping gestel. Ek is net gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Ek is hier om vir Israel koninkryk aan te bied en die seën van die koninkryk sou hulle dit aanneem. Met ander woorde, die evangelie van die koninkryk is nou vir Israel as prioriteit. Dit was nie omdat Jesus enigsins teen die heidene of iets teen die heidene gehad het nie, maar omdat sy aardse bediening op Israel gefokus was. Trouwens, hy gebruik die term honde of hondjies om die heidene se posisie relatief tot Israel in die plan van God destyds te beskryf. Die Israel was die Here in die huis wat die eerste van die oorvloed ontvang, en die heidene of die hondjies was in 'n posisie waar hulle nie die volle seën, maar ook die oorskot van die seën kan kry. Dit wat van die tafel afval. Hy sê dis nie gepas om die kinders se brood te neem en dit vir die hondjies te gee in Matteus 15 vers 26. Die kinders se brood verwys na die seëninge en die beloftes van die koninkryk wat net vir Israel bedoel was. Op 'n ander woorde, ons is steeds besig met die evangelie van die koninkryk versus die evangelie van genade. Op 'n ander woorde, in Jesus se bedieningstyd en ook die apostels was dit pertinent die evangelie van die koninkryk. En daar was nie 'n evangelie van genade nie. Om die heidene as honde te sien was aanvanklik nie in aanmerking vir hierdie seën nie. Op 'n ander woorde, die heidene was nie aanvanklik in aanmerking nie. Hulle is slegs toegelaat om die krummels te ontvang wat van Israel se tafels afgeval het.
Hierdie vrou se geloof het Jesus egter gelei om 'n wonderwerk te doen, om hierdie kind wat duiwelbeset is gesond te maak, wat getoon het dat God se genade steeds buite Israel se grense uitgebrei kon word, dat dit nog in die toekoms is. Maar dit was nie die norm van die dag nie. In die tweede plek sien ons dat daar 'n nuwe openbaring kom, en dis die verseskat, die koninkryk van die evangelie van die koninkryk versus die koninkryk van die genade of die evangelie van die genade. En God openbaar nou aan Paulus 'n nuwe openbaring, en sy nuwe openbaring is die liggaam van Christus. Bly bietjie saam met my, en as jy nog nie jou Bybel naby het nie, gaan haal gou jou Bybel en stop die video net eers hier en gaan kry net jou Bybel eers, en ek wil hê dat jy dit saam met my sal lees. Efesiërs 3 vers 6, waar die apostel Paulus 'n nuwe, iets nuuts bekend maak, 'n misterie of 'n verborgenheid onthul, wat nog tot nou toe nog nie geopenbaar was nie. Tot en met Paulus in Efesiërs die brief skryf, en aan die gemeente in Tessalonisense die brief skryf, aan die gemeente in Rome en in Korinte, elke keer die verskillende nuwe openbarings bring, of die verborgenhede bekend maak. Nou, daar is 'n video's op die oog op die koms van die 7 verborgenhede van God, wat deur die apostel Paulus bekend gemaak is. Gaan kyk dit bietjie. Is hierdie nuwe openbaring van Paulus in Efesiërs 3 vers 6 die liggaam van Christus? God se plan word bekend gemaak vir die liggaam van Christus. Nou sê hoofstuk 3 vers 6 van Efesiërs dat die heidene mede-erfgename en mede-erfgename van dieselfde liggaam is, en mede-deelgenote is aan sy beloftes in Christus deur die evangelie, dat hulle dit kan hê en kan wees. So die verborgenheid, die liggaam van Christus word nou as 'n verborgenheid onthul, en Paulus sê dat hierdie liggaam van Christus is die heidene wat mede-erfgename van die liggaam kan word. Die Jode kan deel word van die liggaam, en die heidene kan deel word van die liggaam. En mede-deelgenote, beide van hulle, kan deelgenote word aan die beloftes van die evangelie van genade in Christus. En dis die evangelie wat Paulus dan in 1 Korintiërs 15 met die heidene deel, en ook hier in Efesiërs deel. So lees bietjie Efesiërs hoofstuk 2 vers 19 en hoofstuk 3, waar Paulus hierdie verborgenheid bekend maak, waar Jesus die middelmuur of die skeiding weggeneem tussen Jood en heiden, en hy hulle almal in Christus een gemaak het. Watter kontras is dit nie met Matteus 15? Die honde van Matteus 15 is nou mede-erfgename. En dis die nuwe openbaring van Paulus, die liggaam van Christus. En verder in die Efesiërboek sê hy, vergelyk dit met die huwelik, dis 'n man en vrou, en hy sê dat die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die gemeente is. Christus is die hoof, en die heidene wat Jesus aanneem is die liggaam. En so die liggaam volgens 1 Korintiërs 12 verskillende lede, wat alles, Efesiërs 4 vers 11 en verder, alles meewerk tot samewerking, dat die een lid die ander lid ondersteun, sodat die liggaam van Christus volmaak kan wees. Watter kontras. Die krummels wat hulle eers ontvang het, die heidene, word nou vervang met 'n volle deelname aan die beloftes van Christus in Christus. So aan die ander woorde, in Christus Jesus het Jood en heiden nou deel aan die wonderlike seën, waarvoor Paulus dan die Efesiërbrief in Efesiërs 1 vers 3 begin. Nou waarom is dit
Waarom het dit gebeur? Waarom is dit belangrik? Waarom is dit noodsaaklik? As gevolg van hierdie openbaring van die verborgenheid of die misterie, word die kerk gesien as die liggaam van Christus. Die kerk is elke weergebore kind van God, wat deel word van die ekklesia, wat een kant geroep is en een kant gesit is. Ontvang die kerk of die liggaam dan 'n heeltemal nuwe entiteit, wat begin het na Paulus se bediening, wat na die kruis in Handelinge hoofstuk 9 begin het. So, die kruisboodskap van 1 Korintiërs 15, dat hy gesterf het, begrawe is, opgestaan het begin by die apostel Paulus, nadat hy in Handelinge 9 tot bekering gekom het. So, die kruis was die afrekening met sonde. Maar nêrens voor die kruis sien ons, en ons gaan dit so 'n bietjie by ander geleenthede daarby stil staan, lees ons dat die apostels die kruis gepreek het, maar wel die koninkryk van die hemele gepreek het. En daarom daar 'n ander aanslag is, selfs wat Petrus doen in Handelinge 2, toe hulle vir hom vra, wat moet ons doen, omdat ons die Messias nou gekruisig het? Bekeer julle, laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hier ontvang die kerk, die liggaam, hierdie entiteit. En nou preek Paulus die kruis. 1 Korintiërs 1 vers 8 en hy sê, ek het nie gekom om te doop nie, maar om die koninkryk, die evangelie van Jesus te preek. Vir ons sê Paulus wat gered word, is die kruis die krag van God. Maar vir hulle, die ander, is die kruis dwaasheid. Dis waar Jood en heiden, Jood en nie Jood, nou op 'n gelyke grond is sonder enige onderskeid. Die Jode hoef nie heidene te word nie, en die heidene hoef nie Jode te word. Die heidene hoef nie die wette na te kom nie. Die heidene hoef nie die Sabbat te onderhou nie. Die heidene hoef nie besny te word. En die Jode het nie nodig om die dinge van die heidene aan te neem. Want dit is twee verskillende entiteite, wat nou in Christus, met die evangelie en die aanbieding, die liggaam van Christus, deel word en een word, sonder dat daar onderskeid is. Nou die vraag is in die derde plek, wat het verander? En dan sien ons heel eerste, dat die bedeling van genade is die verandering. Die belangrikste verandering kom met die begin van die bedeling van genade, wat deur die apostel Paulus bekendgestel is. Efesiërs 3 vers 2 tot 9 toon ons, dat God hierdie nuwe waarheid, wat vir eeue verborge gehou was, dit nou aan Paulus openbaar het. 'n Verskuiwing van 'n koninkryksevangelie, gefokus op Israel, na evangelie van genade, wat nou gefokus is op die liggaam van Christus, Jood en heiden. En dit was monumentaal. Dit was revolutionêr. Dit was 'n verborgenheid wat so 'n groot impak gehad het, dat dit nie meer gaan oor 'n aardse koninkryk nie, maar dat Jood en heiden nou 'n hemelse koninkryk in Christus geseën kan word met alles. Nommer 2, wat verander het, die uitstel van die koninkryksprogram het nou gestaak. Met Israel se verwerping van die Messias, is die koninkryksprogram met Israel tydelik opgeskort. Soos Jesus self gesê het, sou die koninkryk vertraag word, Matteus 23 vers 37 tot 39. En God het 'n nuwe plan en daar 'n nuwe plan gekyk. En hierdie nuwe plan is die vorming van die liggaam van Christus, waar beide Jood en heiden
deur geloof verenig word sonder die behoeftes aan Israel se wet. Gered, Efesiërs 2, vers 8 en 9, deur geloof sonder werke aan elke mens. So, God se nuwe plan, toe die koninkryksprogram tydelik gestaak word, is die vorming van die liggaam van Christus, waar elkeen, nou Jood en heiden, deur geloof onder een dak, onder een hoof verenig kan word, sonder enigsins iets van die wet. Die derde ding wat 'n verandering gebring het, is die gelykheid in die liggaam van Christus. Nou in Christus het beide Jood en heiden gelyke status voor God. Daar's nie meer enige onderskeid gebaseer op nasionaliteit of op erfenis nie. As ek nou nog gesê, dit was revolusionêr. Die heiden in die liggaam van Christus het nie nodig om Jood te word om gered te word nie. Hy of sy is 'n mede-erfgenaam saam met die Jood in Christus se beloftes en word deel en kry deel aan al die geestelike seëninge wat daarmee gepaard gaan om deel te wees van die liggaam van Christus. Die vierde hoofgedagte is die groot en die pragtige beeld. En die vraag is dan, wat beteken hierdie eenwording dan? As jy vandag 'n nie-Joodse gelowige is jy nie 'n hond nie, soos onder die ou bedeling, maar 'n mede-erfgenaam in Christus. En hierdie pragtige beeld van jou verandering van jou status, 'n hondjie wat moet gewag het dat die krummels van die tafels afval, tot een wat deel van die liggaam is en al die seëninge kan beleef. Jy het toegang tot al die seëninge van verlossing wat daar in Christus Jesus is, afgesien van enige werke van die wet of deelname aan enige Ou Testamentiese verbond. As lede van die liggaam van Christus is die nie-Joodse gelowige met mekaar verenig in Christus, ongeag jou etniese agtergrond. En dit maak hierdie eenheid soveel groter. Hierdie eenheid is uitsluitlik gebaseer op my geloof in die evangelie van genade. Die boodskap dat verlossing 'n gratis geskenk is, wat ontvang word deur geloof en nie deur werke nie. Die vyfde gedagte, en ek wil hiermee afsluit, is waarom dit saak maak. In die eerste plek, dis die fondament van jou identiteit in Christus. Dis die fondasie waarop alles gebou is. Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 3, daarvan vers 9 af, ons is die gebou van God, die akker van God is ons. En op hierdie fondasie Christus is neergelê en ons bou ons lewens op Christus. Dis die fondasie van ons identiteit. Dit maak dat ons deel is van die liggaam. Dat ons onder die hoof is. Omdat dit die fondasie is, die grondslag is van wat my kind van God maak. Deur te verstaan dat jy as 'n nie-Jood 'n mede-erfgenaam is, kan jy die rykdom van jou verlossing ten volle begryp. Die groot wonderlike waarheid, dat jy nie nodig het om iets te doen nie, dat Jesus alles gedoen het, dat hy in jou plek gesterf het, dat hierdie genade so groot was, dat jy die evangelie moet aanneem, die evangelie moet glo, dat hy in jou plek gesterf het, vir jou begrawe is, vir jou oorwinning opgestaan het, en hy soek 'n geleentheid, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, om hierdie geskenk met jou te deel. Jy's nie 'n tweedehandse burger in God se koninkryk nie. En dis waarom dit saak maak. In die tweede plek, dit gee jou groter waardering vir genade.
wanneer jy verstaan wat aan Paulus geopenbaar is, hierdie verborgenheid van die liggaam van Christus, sal jy die genade van God, wat verder as Israel, na alle nasies toestrek, dieper kan waardeer. Dink net, dat jy wat niks is, 'n rebel, in vyandskap met God gebore word, wat nie deel is van enige verbonde wat God met jou as 'n heiden gemaak het, om nog te sê, dat ek dalk soos Israel, dalk 'n beter plekkie kan hê, omdat God Israel as volk gekies het. As heiden was jy en is jy niks. En daardie genade gehad, wat nou uitgereik is, om vir jou te kom sterf het, om vir jou begrawe te word, om te sterwe asof jy gesterf het, om begrawe te word asof jy begrawe is, en om op te staan asof jy opgestaan het, in hierdie nuwe lewe. Sal jy genade dieper waardeer, en sal jy nooit op plek kan kom, dat jy enigstens kan dink dat jy het verdien. Die derde rede is, dit vorm hoe jy anders sien. Jy kan nie meer grense wil hê. Jy kan nie jouself beter sien as elke ander heiden wat op dieselfde manier by Jesus uitgekom het. Die gelykheid tussen Jood en nie-Jood in die liggaam van Christus breek alle grense wat ons dikwels verdeel. Selfs die grense tussen heiden en heiden in etniese groepe. God sterf vir elke geslag, elke ras op hierdie aarde op dieselfde manier. En elkeen neem Jesus aan en ontvang hierdie genade op dieselfde manier deur geloof sonder werke. Met ander woorde, ek dink nie ons verstaan die diepte van die genade en die grootheid van die liggaam. Dat ek kan mos nie my wil afskei en eenkant wees, omdat ek nie saam met ander die Here wil dien nie. As daardie persone ook deel is van die liggaam. Die arm kan mos nie vir die kop sê, ek wil deel wees van die liggaam, maar ek soek nie die bene nie. Die bors kan mos nie sê, ek kan sonder die ander lede nie. Dan is die liggaam gebreklik. En dit maak dat ons 'n beter waardering kan hê. Watter groot seën daar vir ons is. Watter wonderlike genade daar is. En dat ons geen reg het om grense te wil vashou, wat God deur hierdie liggaam en hierdie verborgenheid gebreek het. Ons is dus almal een in Christus. En die Here help jou om hierdie wonderlike eenheid na te streef en seker te maak dat jy in die volheid van hierdie eenheid bly onder Christus die hoof. Die Here help vir ons en hy gee vir ons genade. Amen.